aangrypend hoe dat die Bybel praat met mense. Ons dink baie keer die eerste Christene was volmaakte mense. Dis alles behalwe die waarheid. Daar was 'n klomp korrelkoppe en moeilikheidmakers en wynsuipers en selfsugtige mense, was almal deel van die kerk. Maar was almal verloste mense, almal het geglo in Jesus Christus. En dit gee ander karakter aan die kerk. En as jy 'n slag deur die Nuwe Testament blaai en veral die briewe wat Paulus en die ander mense geskryf het, dan is dit aangrypend om te hoor hoe hulle respek het vir die kerk van daardie tyd. En in ons tyd, die mense mos nou vry sê, en dan word die kerk aangeval op 'n aardige manier. Daar word goed gesê van die kerk, wat regtig baie sleg is, en wat seer maak soms. Terwyl niemand volmaak is, die kerk is maar 'n versameling van mense, wat so goed weet, dat hulle maar net verloste sondaars is. Mense moet foute. Mense wat nie altyd weet hoe om te maak nie, wat nie altyd situasies 100% korrek hanteer nie. Maar ten minste kom ons by mekaar, nie as skynheiliges nie, maar as heiliges. En ek praat uit die mond van Petrus, as hy met die gemeente praat, dan noem hy hulle heiliges. Geheilig, besprenkel met die bloed van Jesus Christus. En dan kan ons 'n bietjie spog. Dan is ons anders, want heilig beteken om anders te wees. Nie sonder sonde nie, maar anders. Baie spesiaal. En u en ek is sulke mense vanmôre. Geheiligdes, besprenkel met die bloed van Jesus Christus. En daarom kyk God anders na ons. Met deernis, met liefde. Soos 'n pa kyk na sy kind vir wie hy lief is. Kom ons wees daardie kinders. Kom ons gaan leef soos geheiligdes. Maar aan elkeen van u genade en vrede, my broer en suster in die Here. Mag u dit beleef en uitleef, dat u God se kind is. 'n hemelkind op pad na 'n ewige bestemming. Ons bring vanmôre voor u genade troon ons land en al sy mense. Vergewe ons tog wat ons doen aan mekaar. Vergewe ons die onreg wat ons pleeg en die swakkes en kwesbares onder ons. Vergewe die sug na mag en die misbruik daarvan. Vergewe die leuns waarmee mense verlei word. Vergewe ons, Here, dat ons nie meer lief het nie. In 'n moeilike, uitdagende wêreld bid ons volgens u opdrag vanmôre vir mekaar. Vir die owerheid van die dag. Ja, Here, bid ons selfs vir ons vyande. Mag u naam verheerlik word. Mag u al meer gevolg word, sodat die liefde kragtig kan oorwin, ook in ons land, en ook op hierdie uitgestrekte vasteland, hier waar ons woon en werk. Ons bid vir ons land, en ons bid vanmôre vir Afrika. Mag u genade oor ons skyn. In die naam van Jesus. Amen. 127 in die Bybel wat ek voor my, die Nuwe Afrikaanse vertaling. Ons is besig met 'n reeksie, ons maak eintlik vanmôre daarmee klaar, om te kyk wat die Bybel sê oor wie Jesus was, wat hy gedoen het. Want elke Bybelskrywer
het 'n ander aanslag. Die evangelieskrywers, Lukas en Handelinge, Johannes wat ons môre gaan van lees en mee afsluit, en dan veral ook Paulus en die ander evangeliste wat geskryf het, die ander apostels wat ons van geskrifte in die Bybel het. Elkeen het 'n ander belewing en 'n ander hoek oor Jesus gepraat en geskryf. Natuurlik is Johannes die oudste lewende apostel, en toe hy hierdie boek skryf, was hy die enigste oorlewende van die mense wat Jesus gesien en geken het en saam met hom aan sy voete gesit het toe hy op aarde was. Hy was waarskynlik in die orde van diep in die 70 of amper al 80 jaar, wil sommige mense beweer, wat besonder oud was vir die tyd van daardie tyd, toe die gemiddelde lewensverwagting van 'n man in die sogenaamde beskaafde Romeinse ryk minder as 40 jaar was. Mans is baie gou dood gegaan weens oorlog en baie ander redes, siektes. En Johannes het oud geword, sekerlik met 'n doel om ook hierdie boeke wat ons in die Bybel het vir ons te kon skryf en dat die Here dit vir ons behou laat bly het. Hy het ook Openbaring geskryf, min of meer dieselfde tyd toe hy die evangelie geskryf het, en het ook 3 briewe geskryf wat ook in die Bybel opgeteken is. 1, 2 en 3 Johannes, waar veral die eerste brief 'n aangrypende mooi brief is. En as jy dit lees, dan kom jy agter dis dieselfde man wat hier skryf. Die man wat homself noem die een vir wie Jesus lief was. Jong man, dalk 'n tienerseun aan die voete van die Here Jesus. Nou sê hy ou man. Dit gaan nie goed met die kerk nie. Die kerk beleef al 'n derde, tweede en derde geslag. Die meeste mense wat Jesus self gesien en met hom kon praat, het uitgesterf. Die eerste geslag getuies wat vir Jesus self gehoor het, is besig om uit te sterf. En dwaallering en onsekerheid en twyfel begin toeneem. Die vroeë kerk het verwag dat Jesus gou weer sou kom. Letterlik binne 'n paar jaar sou hy weer kom en 'n einde maak aan al die swaar kry. Nou gebeur dit nie. Dit gebeur steeds nie. Na 1000, 2000 jaar, miskien nog 1000 jaar. Maar die Here het sy beloftes gemaak. En in die lig hiervan skryf Johannes met soveel passie, met soveel oortuiging. En hy skryf en hy sê dit self in die voorlaaste hoofstuk, sê ek skryf hierdie dinge aan julle geliefdes, sodat julle kan weet dat Jesus Christus die Seun van God is en julle wat aan hom glo, die ewige lewe kan hê. Hy pleit vir geloof in Jesus Christus. En hy sit en dink terug. En hy dink, wat het die Here vir ons alles gesê wat ek nou kan oorvertel? En hy gaan delf in sy gedagtes. En dan onthou hy die laaste gesprek wat Jesus met hulle gehad het kort voor sy kruisiging. Hy het vir hulle 'n paar keer gesê, hoor die mense, ek gaan nie by julle bly nie. Ek moet sterf. Ek moet weggaan. Ek kan nie vir altyd hier by julle wees nie. En dan het hulle dit gesê, nee, moenie so praat nie. Nee, ons praat mos nie oor die dood nie. Ons praat nie met mense wat sterwend is nie. Dit maak ons verleed, maak ons bang. Dit ontstel ons. En onthou, dalk sy eie ontsteltenis, dat Jesus sê, maar ek moet sterf, ek moet weggaan. En dan antwoord die Here Jesus, en ons gaan dit nou lees, die Here Jesus antwoord op hulle ontsteltenis, maar hy sê, moenie ontsteld raak nie, kom ek verduidelik vir julle. En dit eindelik sê vir hulle, dalk 'n bietjie ander woorde wat ons tema vanmôre is. Julle is kinders van die hemel. Julle is hemelkinders. Julle kan en moet seker wees wat julle bestemming is. En ek wys julle ook die pad daarheen. Gaan stap op daardie pad, my kinders. Kom ons lees nou Johannes 14 van vers 1 af. Hoor hoe praat met hoeveel deernis praat die Here Jesus. Hy sê in die eerste vers dat hy weet van ons ontsteltenis. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Moenie bang word nie, moenie skrik nie. Glo in God. Glo ook in my. Dis waarskynlik Johannes se evangelie op 'n ander manier opgesom. Moenie bang word nie. Die tema van Openbaring. Hoekom kan ons vrees en ons onsekerhede oorwin? Want ons kan in God glo en ook in Jesus Christus. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie,
So ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan weet waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Dit sê die Here Jesus as troostwoord. Julle is myne. Ek sal sorg, glo en weet ek sal dit doen. Nou ken ons mos vir Thomas, die ou twyfelaar. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waar jy nie gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Filippus sê toe vir hom, Here, wys ons die Vader en dis vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is al so 'n lang tyd by julle en het julle my nie leer ken nie, Filippus? Wie my gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys my die Vader? Glo jy dan nie dat ek in die Vader en die Vader in my is nie? Die woorde wat ek vir julle sê ek nie uit myself nie, maar dit is die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo my dat ek die Vader en die Vader in my is. Of glo dan op grond van die werke self, dit wil sê dit wat Jesus doen. Amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook groter werke doen as ek, omdat ek na die Vader toe gaan. En wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. En dan die aangrypende gedeelte, as die Here wil, waaroor ons gaan praat donderdag aand by die Hemelvaart. Die belofte van die Heilige Gees. Daar is 'n spreekwoord wat sê, as jy nie weet waarheen jy op pad is nie, kan jy verseker weet, jy gaan elke slag daar uitkom. Nergens. Jy moet weet waarheen jy op pad. En om die onsekerheid en die vrees van die disippels te besweer, en op die vraag van Thomas en van Filippus, sê die Here vir hulle, julle is myne. Ons het die voorreg om anders as die disippels terug te kyk. Toe die Here Jesus hierdie gesprek met die disippels gehad het, het hulle nog nie die kruis gesien nie. Hulle het nog nie geweet van 'n leë graf nie. Hulle het nie geweet van die hemelvaart nie. Dit moes toe nog gebeur. En daarom dat die Here 'n bietjie meer geduldig is met hulle. Ons kan terugkyk. Ons sien 'n kruis wat leeg is. Ons sien 'n graf wat leeg is. Ons sien die Here Jesus nie met ons fisiese oog nie, maar met die geloofsoog. En ons weet waar hy is en wat hy doen. Johannes beskryf op 'n sekere manier vir die Jesus. Hy doen dit deur Jesus self te laat praat. Die een evangelie wat Jesus byna konstant aan die woord stel, is juis die evangelie van Johannes. Op 'n besondere manier laat hy vir ons hoor wat Jesus gesê het. En dit weer klink ook in die woorde wat Jesus sê, maar julle is dan by my. Julle hoor dan wat ek sê. En ek dink dit geld vir ons vandag net soveel soos wat die disippels in daardie tyd gegeld het. Ons ken die woord van die Here. Want ons lees dit vanmôre weer. Ons weet waar is Jesus. Ons het die afgelope tyd daaroor gepraat. Jesus is na sy liggaam in die hemel, by God. Wat doen hy daar? Nie niks nie. Hy het nie klaar verlos nie. Hy gaan voort met sy verlossingswerk. Deur elke oomblik vir u en my as advokaat, ons prokureur, ons verteenwoordiger in die hemel, by God in te tree. Elke dag vertel hy sy Vader van hierdie mooi kinders op Magagom.
Vader, kyk hoe mooi is hulle. Kyk my pragtige mense, kyk wat doen hulle, kyk hoe is hulle. Hulle ken die weg, hulle weet waarheen is hulle op pad, hulle het sekerheid. Werk mooi met hulle, wees lief vir hulle. Hy praat ook namens die Vader met u en my, hy doen dit nou in hierdie erediens, hy praat elke keer as jy geweet jy aankla, of as jy die Bybel oopmaak, of as iemand met jy gesprek het, 'n geestelike gesprek het, op 'n sekere manier praat God deur sy Gees ook met u en my. Ons het geen verskoning meer nie. Ons het God se woord. En deur na die woord te kyk, kan ons God sien en weet ons waarheen is ons op pad. Ons is op pad in populêre taal hemel toe. Ek kan nie vanmôre vir u sê waar of hoe dit is nie. Dit is iewers, dit is ook 'n toestand, dit is ook 'n manier van leef. Maar een ding wat die hemel kenmerk, wat die hemel maak, is dat God daar teenwoordig is, volledig. Jesus begryp ons ontsteltenis. En as ons land en die vasteland en die wêreld bloei en stikkend is weens die onreg en die ellende wat hier heers, dan weet hy weet dit. Hy ken ons ontsteltenis. En die ou apostel wat dit beleef het, dalk meer as u en ek vandag, wat tronkstraf ter wille van die evangelie aan sy lyf gevoel het. Hy sê, ek onthou dat die Here Jesus gesê het, ek is die Seun van God. Ek is jou eindbestemming. Ek is ook die pad daarheen. Ek is die lewe. Ons bid vanmôre vir 'n wêreld, vir 'n vasteland. Waar wie weet dat een van die lande waar die Christendom die vinnigste groei, is op hierdie vasteland, in Nigerië. Mag die Here gee dat al meer mense bewus word van die eindbestemming waar daar veiligheid en vrede is. Mag die naam van die Here Jesus al meer verkondig word. Want wat doen ons intussen? Terwyl ons wag op sy wederkoms. 'n Belofte wat gaan waar word, soos al die ander beloftes wat reeds waar geword het, sal daardie belofte ook waar word. Wat doen ons intussen? Ons leef soos mense op pad hemel toe. Want as ons so leef, sal ander mense ons begin glo en ook daardie pad wil soek. In Johannes 14 praat Jesus met sy disippels, maar praat hy ook met elkeen van u en my. Moenie ontstel raak nie. Moenie moedeloos raak nie. Glo. Glo in God. Glo ook in die Seun van God, Jesus Christus, u en my verlosser. Hemelkinders, koninkrykskinders, ons bestemming is seker. Ons ken die pad daarheen, sy naam is Jesus Christus. Ons kan ons ontsteltenis maar vir hom gee en maar net gaan leef as koningskinders. Mag die Here vir ons elke dag daartoe help. Here, u ken ons vrese, u hoor ons gebede, u ken ons seer kry, u ken ons sonde. Kom Here en raak vir ons aan deur u Gees. Wees vir ons die voorspraak wat u beloof het om te wees. En oortuig ons opnuut. En gee vir ons in ons harte die sekerheid dat dit nie saak maak hoe ons voel of hoe ons leef of wie ons is nie. Ons is u kinders. Ons leef in die verlossing wat Christus volledig volmaak vir elkeen van ons verdien het. Daarom die kruis en die leë graf. Daarom hemelvaart. Daarom u Gees wat in en deur ons werk. Kom Here Jesus, kom en heilig ons.
dat die wêreld kan sien, ons is kinders van die hemel, met oortuiging op pad, want ons verlosser het dit vir ons verdien. Aan u die eer en die aanbidding. Amen. Kom ons die Here wil so graag saam met u en my lag. Ongelukkig dink ek hy lei dikwels ook saam met ons. Want die Here Jesus het gewaarsku, ek stuur julle so skape tussen die wolwe in. Daar is ook seer kry en swaar kry in die wêreld, wat ook ons deel sal wees. Maar van een ding kan nie seker wees, hemelkant. God laat nooit sy kinders in die steek nie. Daarom wat u ook al mag beleef, waar u ook al mag gaan, God sal by u bly. Om dit te bevestig in hierdie erediens en voor u teruggaan na die wêreld daar buitekant waar u kerk en gelowige moet wees. Ontvang sy seën, sodat u weet, hy, die almagtige drie-enige, is by u. God die Vader seën u en sal u beskerm. God die Verlosser, Jesus Christus, bly by u en is altyd u Verlosser. God die Heilige Gees is in en met u. Hy sal u wysheid en troos gee waar dit nodig is. Die almagtige drie-enige God seën u en gaan saam met u.